Verder staan daar, maak disippels van al die nasies. Maak disippels, hierdie is die hoofwerkwoord in die hele gedeelte. Dit is die kern van die saak en die hoofsaak waaroor alles gaan. Alles wat Jezus gedoen het, is besig om hier by mekaar te kom. En dit wys heen, dit wat hy gedoen het, wil hy hê moet ons presies ook so doen, as hy nou weggaan. En hy is met ons, en hy gee vir ons alle potentiaal om dit te doen. Al die ander werkwoorde in hierdie teksgedeelte is uitvloeisels van hierdie een, maak disippels. Daar was net een opdrag, nog al die tyd aan gemeentes gegee. En dit is om disippels te gaan maak. Enigiets anders sal sekondêr wees in die hele proses. Hoe groter die gesag, hoe belangriker is dit wat die gesag te sê het. En dan moet dit mos in noukeurigheid en presisie uitgevoer word. Die meeste gemeenteleiers, as ons moet eerlik wees, weet nie eers presies wat disippelskap is nie. Wat nog van hoe om dit te doen? Ek is dit nooit regtig geleer in die kerk waarin ek groot geword het nie. Om gemeentes te plant en die oprigting van uiterlike infrastruktuur soos 'n kerkgebou was nog nooit die opdrag nie. Ja, dit is 'n nodige hulpmiddel, maar as iets 'n hulpmiddel is, sal dit nooit die meeste tyd, energie en geld in beslag neem nie. Om gemeentes te plant was nog nooit 'n opdrag of doel in die woord nie. Want gemeente wees is net 'n middel tot 'n doel. Die doel is om te gaan en die koninkryk op aarde te vestig, deur disipel maak. Ja, ons moet disipels maak van al die nasies. Jezus het na 120 mense toegegaan en die opdrag aan hulle gegee om alle nasies te disipel. Indien dit nie moontlik was nie, sou hy dit ook nie gegee of verwag het van hulle. Die opdrag is om alle nasies op aarde nie net na die Here toe te lei, of hulle tot bekering te bring, of hulle te evangeliseer nie, maar om hulle te disipel terwyl ons op hierdie aarde is. Alle nasies moet nie net bereik word nie, maar ten volle gedisipel word. Die opdrag moet nog in hierdie bedeling, in hierdie tyd waarin ons leef uitgevoer word deur die huidige gelowiges. Hoe onbeskryflik hierdie taak ook al klink, as Jezus gesê het, alle nasies bedoel hy letterlik alle nasies. Die taak is nie so groot as wat ons maar net met ons eie dinge besig is, en nie die taak van disipelskap nie. Jezus het in hierdie konteks met Jode gepraat, en die alle nasies was almal behalwe die Jode, naamlik die heidene. Die heidene was in die konteks van die Jode vuil, minderwaardige laaklas mense. Tog het die Vader almal ewe lief. Statistieke toon dat die gemiddelde gelowige wêreldwyd nie een hoofstuk Bybel per dag lees nie, en ook nie een persoon per jaar disipel nie. Nou verstaan ons hoekom die werk nie gedoen kom nie. Die gelowiges is so besig met programme, gemeenteaktiwiteite, boeke te lees, CD's en televisie, ja, geestelike dinge, dat daar beslis nie tyd oor is vir die woord en disipelmaking nie. Indien elke gelowige op aarde net een persoon per jaar sou disipel, sal dit ons 4 tot 6 jaar maksimum neem om die hele aarde te disipel. Is ons eerlik genoeg met onsself om te erken waarom dit nie gebeur nie?